Geliefdes, Psalm 23 vers 4 sê, al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en U staf, die vertroos my. Geliefdes, ons leef in 'n wêreld vol vrees. Mense is bang vir môre. Mense is bang vir siektes, bang vir armoede, bang vir die dood. Hulle is bang vir mislukkings, maar vandag kom die woord van die Here na jou toe en hy sê jy hoef nie bang te wees nie. Nie omdat die probleem nie bestaan nie, nie omdat die dal nie werklik is nie, maar omdat God saam met jou is. Daar is 'n verskil tussen iemand wat deur 'n dal gaan alleen en iemand wat deur 'n dal gaan saam met God. Die vyand wil hê jy moet fokus op die donkerte, maar God wil hê jy moet fokus op sy teenwoordigheid. Gaan jy uitstap met 'n nuwe verklaring. Ek sal geen onheil vrees nie. Die dal is onvermydelik, maar nie jou einde nie. Psalm 23 sê nie as jy deur die dal gaan nie. Dit sê wanneer jy deur die dal gaan. Johannes 16 vers 33. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed. Ek het die wêreld geoorwin. Geliefdes, die dal is nie 'n bestemming nie. Die dal is 'n deurgaan plek. Jy bly nie daar nie. Jy bou ook nie daar nie. Jy gaan daar deur. Sê dit saam met my, ek gaan deur hierdie ding. God se teenwoordigheid, dit verdryf alle vrees. Psalm 23 vers 4 sê, want U is met my. Nie my geld is met my nie, nie my vriende is met my nie, maar U is met my. Jesaja 41 vers 10 sê, wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Wees nie verskrik nie, want ek is jou God. Wanneer God in jou situasie is, vrees verloor sy mag, duisternis moet wyk, hoop word gebore, vrees en geloof kan nie saam regeer nie. God beskerm en lei jou, U stok en U staf vertroos my. Die stok beskerm, die staf gee leiding. 2 Timoteus 1 vers 7 sê, want God het ons nie gegee 'n gees van vrees nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Jy is nie gemaak om bang te wees nie, jy is gemaak om te oorwin. Vrees is 'n wapen van die vyand. Volgens 1 Petrus 5 vers 8, julle teestander, die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu. Hy brul, maar hy is nie die leeu nie. Jesus is die leeu van Juda. Die vyand gebruik negatiewe gedagtes. Hy gebruik twyfel, hy gebruik slegte nuus, maar jy moet sê, ek glo in God se woord, bo alles. God se belofte staan vas. Romeine 8 vers 31 sê, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Psalm 27 vers 1 sê, die Here is my lig en my heil, vir wie sou ek vrees? Jy hoef nie te vrees nie, want God veg vir jou, God beskerm jou, God dra jou. Ek wil vanoggend hê dat u saam met my hardop moet sê, ek sal geen onheil vrees nie, God is met my, ek is nie alleen nie, ek is 'n oorwinnaar, geen wapen teen my sal slaag nie, my dal is nie my einde nie. Geliefdes, dalk is jy vandag in 'n dal, dalk voel dit donker, dalk voel dit hopeloos, maar God hoor my vandag, die dal is nie jou graf nie, dit is jou getuienis in wording. God het jou nie gebring om jou te los nie, hy gaan jou deurvat. Wat jy vandag vrees, gaan môre onder jou voete wees. Ek wil vandag 'n gebed saam met iemand doen. Vader, in die naam van Jesus, ek bid vir elke persoon onder die klank van my stem. Elke gees van vrees, ek bind dit nou. Ek spreek vrede oor hul harte. Ek spreek geloof oor hul gedagtes. Ek spreek krag oor hul lewens. Here, laat hulle vandag ervaar, U is saam met hulle.
Breek elke ketting van vrees nou, breek elke leuen van die vyand. Ek verklaar, hulle sal nie ondergaan nie, hulle sal deurkom in die naam van Jesus. As jy vandag hier is en jy sê, ek wil nie meer in vrees lewe nie, ek wil Jesus in my lewe hê, hier is jou oomblik. Romeine 10 vers 9 sê, as jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo, sal jy gered word. Ek wil vra dat iemand saam met my hierdie gebed moet bid. Here Jesus, ek kom na U toe vandag. Ek bely my sondes, ek glo U het vir my gesterf en opgestaan. Kom in my hart in, word my Here, my verlosser. Van vandag af sal ek nie vrees nie, want U is saam met my. Amen en amen.